Goeiedag, ons is in die Heilige Week en ons is besig om vanuit die Markus Evangelie die vraag te antwoord: wie is Jesus? Kom ons sit so en dan bid ons saam. Hemelse Vader, dit is vandag Goeie Vrydag. Dis 'n dag waarin ons nadink oor U liefde. Dis 'n dag waarin ons nadink oor onsself. En dis 'n dag waarop ons nadink oor die kruis en die betekenis van die kruis van Jesus vir ons lewens en vir die wêreld. Dankie dat U by ons is, dankie dat U naby is, en dankie dat U deur U woord en deur U Gees met ons wil praat. Doen dit asseblief vandag, in die naam van Jesus die Christus. Amen. Ons lees uit die Bybel uit, gaan ek net so 'n paar verse lees uit Markus 15. Ons het nou na die ander gedeeltes gekyk, en nou is ons by Markus 15 vers 6. Elke Paasfees het Pilatus vir die mense een gevangene, die een wat hulle gevra het, losgelaat. Daar was 'n man met die naam Barabbas in die tronk saam met die ander opstandelinge. Hulle het tydens die opstand moord gepleeg. Daar het toe juis 'n klomp mense gekom en Pilatus gevra om vir hulle te doen wat hulle van hom gewoond was. Pilatus vra hulle toe: wil julle hê ek moet die koning van die Jode vir julle loslaat? Hy het geweet dat die priesterhoofde hom uit afguns uitgelewer het. Hulle het die mense egter opgesteek om te vra dat hy liewer Barabbas vir hulle moet loslaat. Pilatus het weer vir hulle gevra: wat wil julle dan hê moet ek met hom maak wat julle die koning van die Jode noem? Kruisig hom, skreeu hulle. Waarom, wat se kwaad het hy gedoen, vra Pilatus hulle. Maar hulle skreeu nog harder: kruisig hom. Omdat Pilatus die mense hulle sin wou gee, het hy Barabbas toe vir hulle losgelaat en Jesus laat gesel en hom oorgelewer om gekruisig te word. En dan lees ek vers 25. Dit was 9:00 die môre, toe hulle hom, dis vir Jesus, gekruisig het. En dan vers 33. Teen 12:00 die middag het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot 3:00 geduur. Om 3:00 het Jesus hard uitgeroep: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Dit beteken: my God, waarom het U my verlaat? Toe party van die mense wat daar naby gestaan het dit hoor, sê hulle: hoor daar, hy roep vir Elia. En dan vers 37. Daarna het Jesus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die tempel het van bo tot onder middeldeur geskeur. Toe die offisier wat reg voor Jesus gestaan het, om die laaste asem so sien uitblaas het, het hy gesê: hierdie man was werklik die Seun van God. Markus se boek skryf hy met hierdie gedagte om ons te help, die lesers te help, om regtig te weet wie Jesus is. Maar Markus maak regtig nooit 'n geheim van wie Jesus is nie. Hy begin, om die waarheid te sê, hierdie boek van hom, met die opskrif waarin hy alreeds sê wie Jesus is. Hy sê, hierdie is die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, en hier is die antwoord: die Seun van God. En nou het ons hierdie afgelope tyd, in hierdie laaste dae van Jesus op aarde, hierdie heilige week, het ons gesien in die boek, in die evangelie, hoe Jesus homself op 'n onvergeetlike manier bekend maak. Ons lees in hierdie evangelie wat mense oor Jesus gesê het, en daardeur hoor ons wie hy is, maar ons hoor ook wat Jesus self oor homself gesê het, en ons hoor daar wie Jesus is, en dan hoor ons wat Jesus gedoen het, en hoe hy dit gedoen het, en dit alles is 'n manier hoe ons ontdek, hoe hierdie vraag vir ons, wie is Jesus, geantwoord word. Dink maar byvoorbeeld aan Sondag, wat nou net verby is, Palmsondag. Daar het ons gesien, hoe Jesus, die vredevors, of die Engelse vertaling sê die prins van vrede, hoe hy op 'n vredesdier, 'n donkie, en nie op 'n oorlogsdier nie, in die stad van vrede, Jerusalem,
inry. En daar sien ons al, Jesus is nie wie die skare verwag het hy moet wees nie. Hy is die een wat op 'n ander manier, op 'n nuwe manier in God se wêreld betrokke raak. En dan na die Sondag is dit die Maandag. En daar reinig Jesus die tempel en daar besluit die godsdienstiges, hulle moet Jesus op een of ander manier in die hande kry en hulle moet hom doodmaak. Dan op die Dinsdag vertel Jesus 'n klomp dinge, onder andere vertel hy 'n gelykenis oor die boer en sy wingerd. En daar vertel hy onder andere in daardie gelykenis dat die slegte wingerd, die mense wat die wingerd huur, die slegte mense, dat hulle die eienaar van die wingerd se seun doodmaak. En hierdie godsdienstig ons weet dan dat Jesus van hulle praat, as hy praat van hierdie slegte huurders. En net daar onderteken, sê Stefan Joubert, onderteken Jesus sy doodsvonnis. En dan is ons, na die Dinsdag is ons by die Woensdag, dis daar by Markus 14 rond. En daar sien ons, beplan hulle nou, die godsdienstiges, in alle erns, om Jesus gevange te neem, en om Jesus dood te maak. En dan is daar sommer vir hulle so meevallertjie, daar's iets wat in hulle skote val, wat hulle verras, en dit is, een van Jesus se binnekring disippels, Judas, kom na hulle toe met 'n aanbod. Hy kom bied aan om Jesus te verraai teen 'n bedrag waaroor hulle ooreengekom het. En die bedrag waarop hulle ooreengekom het, is 'n bedrag wat gelykstaande is aan die minimumloon of die minimumprys vir 'n Joodse slaaf. So wat sê die godsdienstiges en wat sê Judas oor wie Jesus is? Hulle sê hy is 'n ontwrigter. Hy is die een wat dinge soos wat hulle dit gewoond is en soos wat hulle dit wil hê, kom omverwerp. En die tweede ding wat hulle sê is, hy is minder werd as 'n slaaf. Ons weet dat Paulus sê vir ons, hierdie Jesus het uit gehoorsaamheid aan God, het hy die gestalte van 'n slaaf aangeneem. En hy was gehoorsaam tot die dood toe. Dan breek Donderdag aan. Donderdag word die Pasga gevier. Nou dis die grootste maaltyd vir die Jode, vir alle godsdienstige Jode, want dit was die dag waarop hulle die bevryding uit Egipte se slawerny gevier het. En hulle het dit gevier met hierdie groot maaltyd. Op die Donderdag kom vee Jesus die Pasga van die tafel af en hy stel 'n nuwe ete in. En in hierdie nuwe ete sê hy vir hulle, van nou af is die ete ek. Van nou af is die ete my liggaam en my bloed. En nadat hulle hierdie maaltyd geëet het, vertrek Jesus en sy disippels Getsemane toe. En die rede hoekom Jesus in Getsemane is omdat hy daar gaan bid het voor sy kruisiging. En die rede hoekom Jesus bid, is omdat, ons lees dit in die teks, omdat hy ontsteld was. Omdat hy beangs was, staan daar, omdat hy doodsbenoud was. Hoekom was Jesus so ontsteld, so beangs, so doodsbenoud oor die kruis? Maar nie in die eerste plek oor die fisiese lyding wat hy daar sou deurmaak nie. Nee, ons hoor dit in sy gebed, wanneer hy bid, in doodsbenoudheid bid. Vader, as dit enigsins kan, laat hierdie beker asseblief by my verbygaan. Want die beker waarvan Jesus praat, wat hy moes drink, is die woede, die toorn van God. Hy moes die woede van God alleen absorbeer, die woede wat God het oor die sonde van die hele mensdom. En dis waarom Jesus in doodsbenoudheid bid, Vader, laat hierdie beker asseblief by my verbygaan. Maar dan hoor ons Jesus ook bid, nogtans nie my wil nie, maar laat U wil geskied. So wie is Jesus? Ons sien hier in Getsemane, Jesus is volledig mens.
Hy voel oor hierdie dinge wat besig is om met hom te gebeur en wat op pad is met hom om met hom te gebeur, soos jy en soos ek daaroor gevoel het. Hy's net so benoud en net so beangs soos wat ek en jy sou wees. Jesus was volledig mens. Hebreërs sê, hy het in alle opsigte aan ons gelyk geword. Hoekom? Hebreërs sê, sodat hy medelee kan hê met ons swakheid. En hier is 'n troos vir jou en vir my, dat wanneer ons swaar kry en ons sukkel met die lewe, wanneer ons sukkel met versoekings en sonde, wanneer ons ly, wanneer ons stikkend en seer is, dan sit Jesus nie een kant en kyk met 'n kritiese, veroordelende uitdrukking op sy gesig na ons nie. Nee, wanneer jy swaar kry, dan kry hy swaar. Wanneer jy ly, dan ly hy saam. Want Jesus sê, die Hebreërs skrywer vir ons, het medelee met ons swakheid, met ons mensheid, want hy was volledig mens. Dan lees ons, nou word Jesus gevange geneem deur hierdie godsdienstiges, en dan in hoofstuk 14, daar by vers 61, dan vra die godsdienstiges, die hoëpriester vir Jesus reguit, is jy die Christus? Met ander woorde, is jy die Messias, die een wat deur God gestuur is, die een wat van altyd af verwag is, en nou is jy hy? En dan antwoord Jesus, ek is. Jesus sê, ek is die Messias, die gestuurde van God, en dit weet ons is hy, maar die hoëpriesters en die godsdienstige elite sê nee, jy's 'n lasteraar, en dan begin hulle, dit is erg om te lees, maar dan begin hulle Jesus verskriklik mishandel. Hulle klap hom, hulle spot hom, hulle spoeg hom. En onthou, dis nie klomp skobbejakke hier nie, dis die godsdienstige elite. Die soldate sou later dieselfde met Jesus doen. Hom bespot en hom mishandel fisies en emosioneel. En nou sê iemand, en ek dink hy is so reg as hy dit sê, die ergste lyding wat Jesus verduur het, was nie die fisiese pyn aan die kruis nie. Hierdie bespotting, hierdie vernedering, hierdie skande, die Engelse woord shame of skaamte, was net so erg en nie erger gewees nie. En deur Jesus so te bespot en deur Jesus so te verneder, is hulle eintlik besig om te sê, jy is nie wie jy is nie. Jy is nie wie jy sê jy is nie. En maar die ironie daarvan is, juist deur hierdie bespotting van hulle, kom bevestig hulle dat Jesus is wie hy sê hy is. Want hy is die een wat gekom het om my skande en om jou skande, om my skaamte en jou skaamte op hom te neem. So wanneer hulle hom bespot, dan sê hulle juis, bevestig hulle, dat Jesus is wie hy sê hy is. 9:00, Vrydagoggend, word Jesus aan die kruis vasgespijker. Nou ek gaan nie vandag nie, want daar kan ook kinders wees wat inskakel, ek gaan nie vandag uitbrei oor die wreedheid van die kruis nie. Vandag is dit dalk genoeg om te sê, dat die kruisiging was iets wat deur die Romeine ontwerp is, om hulle vyande op die wreedste denkbare manier dood te maak. En die offisier wat aan diens was, van wie ons lees in hierdie gedeelte, hy was verantwoordelik daarvoor om soort van as 'n regisseur op te tree. Hy moes toesien daarvan dat hierdie kruisiging so wreed as moontlik gebeur. Hy moes toesien dat dit 'n skouspel van bloed en geweld en dood word. Dit was sy werk gewees. En ek probeer my indink wat dit aan hierdie offisier, hierdie persoon moes gedoen het, want die geleerdes, die sielkundige sê vir ons, geweld wat jy aan iemand anders aandoen, het net so 'n destruktiewe
uitwerking op jou eie siel en op jou eie lewe. Ons gaan net nou weer van hierdie offisier praat. En dan is dit 12 uur. 12 uur word dit pikdonker oor die hele land. En dan 3 uur die middag sien ons God se seun is so alleen soos niemand nog ooit tevore was nie. Ons hoor hoe hy uitroep, Elohi, Elohi, lema sabachthani. Dit beteken, my God, waarom het u my verlaat? Dit word donker oor die hele land. Because, sê iemand, the sun cannot shine when the sun dies. Die Vader se trane huil die wêreld donker. Dis donker. Dis pikdonker. Maar dis Goeie Vrydag. Dis Goeie Vrydag want Barnabas se lewe word gered. Die seun van die Vader, wat Barnabas letterlik beteken, ruil plekke met die seun van die mens, met die seun van God. En ons moet nooit die waarde van een mens in God se oë geringskat nie. Dis Goeie Vrydag, want die voorhangsel van die tempel skeur middeldeur. En God se liefde, God se goedheid is nou nie meer beperk tot 'n kamer in 'n vertrek in 'n gebou nie, maar God se liefde stroom van nou af deur die hele wêreld. En dan kom ons by Markus 15 vers 39 en dis na my mening die hoogtepunt van Markus se hele verhaal. Dis wanneer hierdie Romeinse offisier, die een wat verantwoordelik was vir Jesus se kruisiging om dit so wreed moontlik te maak, wanneer hy kyk en sien hoe Jesus sterf, dan roep hy uit, die ou vertaling het gesê, waarlik, hierdie man was die seun van God. Hier ontdek hy, hier besef hy, ons het 'n verskriklike fout gemaak. Ons het nie net 'n onskuldige man doodgemaak nie, ons het die seun van God doodgemaak. Of hoor hoe verskriklik klink dit, ons het God vermoor. Op Goeie Vrydag weet ek en jy, dit was ek wat vir Jesus hierdie verskriklike pyn en hierdie verskriklike prys gekos het. Jesus, en hier is die goeie nuus, Jesus word op Goeie Vrydag die groot plekruiler. Paulus sê dit baie mooi, 2 Korintiërs 5 vers 21, hy sê, hoor hoe hy Jesus plekke met ons geruil. Christus wat sonder sonde was, het God in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan word. Jesus ruil plekke met my. Hoor hoe sê Martin Luther dit, ek het dit so 'n paar jaar terug ook aangehaal. Martin Luther sê, aan die kruis het Jesus die grootste moordenaar, egbreker, dief, rebel en lasteraar wat daar nog ooit was geword. Ons genadige Vader het sy eie seun in ons wêreld ingestuur en vir hom gesê, Jesus, jy sal Petrus die verloonaar word. Jy sal Paulus die vervolger, lasteraar en wrede onderdrukker word. Jy sal Dawid die egbreker word. Jy sal Adam wat die verbode vrug in die paradys geëet het, word. Jy sal die groot en volmaakte plekruilaar word. En jy sien, liewe vriend,
die sondelose Jesus, moes al my vieslike sonde op hom neem. Die regverdige moes al my onregverdigheid en my ongeregtigheid op hom neem. Die heilige Jesus moes al my onheiligheid op hom neem. Hy moes met al my sonde op hom, moes hy aan die kruis sterf in my plek. En so word Jesus se doodloopstraat my pad na die lewe, my lewenspad. Ons weet, ek en jy weet, Sondag is op pad, en ons weet, hierdie Jesus gaan uit die dood uit opstaan, en ons gaan dit Sondag feestelik vier, maar, ons moet nie te gou by Sondag uitkom nie. Op Goeie Vrydag moet ek en jy eers tot stilstand kom, en by die plek uitkom waar ek sê, Here, dit is ek. Dit is ek wat U hierdie verskriklike prys gekos het. Dis ek wat die spykers deur U hande en deur U voete gekap het. Dis ek wat saam met die skare uitgeroep het, kruisig hom, kruisig hom. Dit was ek. Wat jy en ek vanoggend moet hoor is dit. Dit maak nie saak hoe mooi en uitgesorteer jou lewe is nie. Dit maak nie saak hoe mooi en uitgesorteer jy dink jou lewe is nie. En jy en ek kan vanoggend ook gelukkig hoor, dit maak nie saak in hoe groot gemors jou lewe is nie. Ons het almal nodig om vanoggend op hierdie Goeie Vrydag tot stilstand te kom en uit te roep, soos wat daardie Romeinse offisier uitgeroep het. Waarlik, Here Jesus, U is die Seun van God. En wanneer dit gebeur, hoor dit vandag, wanneer dit gebeur, breek daar vir jou 'n nuwe lewe aan. En hierdie nuwe lewe is 'n lewe van dankbaarheid, waarin jy elke dag sê, Here Jesus, dankie vir die kruis. Dankie vir die kruis waar ons U liefde in lewende lywe aanskou het. Dankie vir die prys wat U liefde U gekos het. Dankie, Here Jesus, dat U my nie vergeet het nie. Dankie dat U my nie afgeskryf het nie, maar dat U met my plekke geruil het, sodat ek vrygespreek kan word, sodat ek 'n nuwe lewe kan leef. Dankie dat U vir my wat 'n verlore sondaar was, dat U my 'n kind van God gemaak het. Dankie vir die kruis, en dankie vir U liefde. Waarlik, Here Jesus, U is die Seun van God. Mag dit vandag en elke dag jou belydenis wees waaruit jy lewe. Amen. Here Jesus, ons aanbid U as God se liefde in lewende lywe. En ons aanbid U dat U met U liggaam uit liefde aan die kruis gehang het in my plek. Dankie dat U vir my die volle prys betaal het, sodat ek wat aandadig is aan U dood aan die kruis, vrygespreek kan word van al my sonde, sodat ek as kind van God vandag en elke dag 'n nuwe lewe kan lei. Ons eer en ons loof U, Jesus Christus, die Seun van God. Amen.